Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Vrydagoggend. En wat 'n voorreg is dit vir my om vir julle woord te kan bring vanoggend. Ek hoop julle het elkeen 'n goeie week gehad en ek is seker julle sien ook uit soos ek na 'n naweek wat vir ons voorlê. Nou, kind van God, het dit al vir jou gevoel? Dit is baie keer moeilik om met die Here te praat. Ek is seker baie van ons voel baie keer so. Veral as jy in die oggende opstaan, jy voel, wat gaan ek nou vir die Here sê of wat moet ek nou bid? En 'n mens voel regtig baie keer, jy weet nie wat om te sê nie. Maar weet jy, kind van God, as 'n mens 'n bietjie daaroor gaan nadink, daar's altyd iets om vir God te sê. Al is dit net om te sê, Here, dankie dat ek nog 'n dag kan betree. Here, dankie vir 'n nag van rus. Dankie vir dat ek nou ontbyt kan hê om te eet. Dankie dat ek 'n werk het om na toe te gaan. So jy sien, kind van God, daar's altyd iets wat jy met God mee kan praat. En weet jy wat het ek ook al agtergekom? Wanneer jy in 'n gesprek is met God, baie keer, dan kom maar sommer net goedjies op en dan deel jy met God soos, joh, Here, hierdie persoon het my nou so ongelukkig gemaak, maar help my asseblief, Here, om hom of haar te vergewe. So jy sien, kind van God, daar's regtig baie maniere hoe ons 'n gesprek met God kan begin. Baie keer, ons dink dit is te moeilik. Ons dink dit is te moeilik omdat God nie soos 'n fisiese persoon is wat hier by jou staan nie. Maar kind van God, ek kan vir jou sê, die Here is nog nader as dit. Ek meen, die Here is hier in jou hart. En die Heilige Gees is elke oomblik met jou, om jou. En wanneer jy met die Heilige Gees praat, dan is dit, jy praat met God, want God is die Heilige Gees. En dink so 'n bietjie daaraan, dat as jy soos met jou ouers praat, of met vriende, vriendinne, kollegas, en ook selfs met jou lewensmaat, dink so daaraan, dat daar sal altyd iets wees om oor te praat, al is dit vir 'n paar sekondes of 'n paar minute, daar's altyd iets om oor te praat, en dit is presies ook so met God, my boetie en sissa, daar sal altyd iets wees om met God oor te gesels, en God luister. Dit is die wonderlike ding van ons Here. Hy is nie van, wag, ek het nie nou tyd nie, of wag, ek is nou bietjie te besig. O nee, God sal altyd tyd hê vir jou. God sal nooit te besig wees vir jou nie. Ek wil hê jy moet vashou aan Jeremia 29 vers 12, waar die Here vir jou uitnooi en sê, roep my aan, bid tot my, en ek sal luister. Kind van God, hier nooi die Here jou uit. Praat met hom. Al wil jy net nou vir hom sê, joh Here, ek het nou 'n lang dag gehad, maar dankie. Jy sien, kind van God, dankbaarheid is so belangrik wanneer ons in 'n gesprek is met God. Baie keer voel ek wil eintlik meer dankie sê vir die Here as wat ek iets vra. Want dit voel baie keer ek vra meer as wat ek dankie sê. Ek dink baie van ons voel so. En vir God beteken dit so baie as jy net soos 5 minute afstaan en vir God vertel van jou dag. Vertel vir God hoe het hierdie dag vir jou afgeloop. Ja, ek kan hoor iemand sê, maar die Here weet alles. Dit is so, die Here weet alles, maar hy wil dit uit jou mond uit hoor. Al weet hy dit klaar, hy wil dit nog steeds van jou af hoor. Want ek bedoel, kom ons vat dit nou so. Ons almal weet dat ons het goed nodig, maar jy wil hoor, want dit is die tipe verhouding wat tussen jou en die mense is, van wie jy iets nodig het. Jy wil graag hoor, want dit is hoe 'n verhouding gebou word, my boetie en sissa. En is dieselfde met God ook. Ok, ek weet, mense weet nou nie altyd alles wat jy nodig het nie, maar daar's basiese dinge. Maar die punt van die saak is net, dis lekker om te hoor wanneer jy iets vra. Dis lekker wanneer jy hoor dat iemand dankbaar is. En dis presies so met God ook. God geniet dit ongelooflik wanneer hy met jou gesels, wanneer jy met hom gesels. Hy wil hoor hoe jou dag was. Hy wil hoor wat is jou hartsbegeertes, wat is daar in jou hart, wat jou hart swaar maak, wat jou hart gelukkig maak. So kind van God, kom ons maak 'n punt daarvan. Al sê ons net vir 'n oomblik, staan ons net vir 'n oomblik stil en sê, Here, dit of dat, of dankie Here, Here, lei my asseblief. En ek sê vir jou, hoe meer jy gaan begin met kort gesprekke, later gaan dit langer en langer en langer word. En jy gaan sien, dit gaan vir jou so lekker wees om met God te praat. Jy gaan nie wil ophou nie. Kind van God, ek los hierdie woord by jou. Mag jy 'n wonderlike naweek hê. Kyk mooi na jouself en wees geseënd. Totsiens julle.